say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming, said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lover in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. The 7 Spanish angels took another angel home. She reached out and picked the gun up that lay smoking in his head. She said, Father, please forgive me. I can make it without my man. He looked down into her brown eyes, said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming, said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lover in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. The 7 Spanish angels took another angel home. She reached out and picked the gun up that lay smoking in his head. She said, Father, please forgive me. I can make it without my man. He looked down into her brown eyes, said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming, said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lover in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. The 7 Spanish angels took another angel home. She reached out and picked the gun up that lay smoking in his head. She said, Father, please forgive me. I can make it without my man. He looked down into her brown eyes, said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free.
this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. Sy, liewe vriende, baie welkom. En ek gebruik die woorde nogal spesifiek by vanoggend se feesdiens. Janus en Ronald het dit baie duidelik gesê dat hulle glo en hulle weet, almal wat hulle ma geken het, sou nie vandag noodwendig as 'n rou of 'n treurdag wou inrig nie. En dan glimlag ek altyd so breed, want ek dink dis ons almal se wens, dat die dag as ons weer eens in die teenwoordigheid van die Here in sy volle glorie inbeweeg, is dit eintlik 'n blye dag en hoop ons dat die mense wat vir ons lief was en wat vir ons omgegee het, ook saam met ons in so 'n dag sal vier. Maar nou na 2 dekades vind ek eintlik die teendeel daar, dat as iemand regtig geliefd was en as iemand regtig diep spore nagelaat het, dan is dit tog ook 'n dag, alhoewel dit 'n blye dag is en elke een hier weet ek vir Karine haar vrede en haar rus gun, is dit vir ons 'n hartseer dag, want 'n glimlag en 'n blye moedige gees, 'n vriendelike en 'n vrolike stem in ons lewens het vir nou eers stil geraak. En daarom met dankbare harte, nie noodwendig bly of stikkend nie, maar met dankbare harte, nooi ek julle uit om elke een vandag hierdie ruimte en hierdie geleentheid te gebruik om die lewe en die dade, die woorde en ook die geloof van 'n besonderse vrou saam met haar familie en saam met haar vriende te kom vier. Die dankbrief in die blaadjie lees eenvoudig. Al die dank aan ons hemelse Vader wat op 14 Maart 2025 ons moeder, ons ouma, ons suster en ons vriendin die geskenk van die lewe gegee het. Nou is sy vir ewig in God se teenwoordigheid, waar daar geen pyn is nie. Mag dit dan so wees dat ons hierdie moeder, ouma, suster, kollega en vriendin se lewe dan vandag hier saam in herinnering roep. Kom ons bid saam. Here, ons Here, wanneer ons met die groot gebeurtenisse in die lewe gekonfronteer word, dan het ons net een ruimte waarna toe ons kan beweeg. Ons verstaan motors en ons verstaan geboue, ons verstaan beroepe, ons verstaan verhoudings, maar wanneer dit kom by groei, wanneer dit kom by lewe, wanneer dit kom by geboorte en wanneer dit kom by dood, dan is hierdie dinge vir ons te groot. En daarom is ons dankbaar dat ons 'n troue Vader het na wie toe ons kan gaan. Die een wat die begin en die einde in die palm van sy hand het. Die een wat elke skepping nie net ken nie, maar self verwek het. En daarom as ons hier vandag is, en ons is nie heeltemal seker hoe ons moet voel nie, party van ons dalk baie dankbaar, dat Karine verlos is van haar aardse liggaam, wat ons weet, in die laaste tyd ook vir haar 'n swaar weg ingehou het. Party van ons miskien hartseer, omdat 'n vernoot, 'n genoot, 'n geliefde, se stem, se WhatsApp boodskappe, se daar wees nou weg is. Party van ons miskien oorweldig, omdat die dood vir ons 'n te groot konsep is. Party van ons dalk net stil. Is ons so dankbaar dat ons na U toe kan kom. En kom vra ons dan nou, Here, dat in hierdie volgende paar minute, hierdie volgende paar oomblikke, dat die liefde tussen vriende en familie, tussen kollegas en gesinne, dat daar die liefde, U liefde, in ons elkeen weer sal oproep. En dat waar ons is, U sal wees. Omdat ons in U naam vergader, weet ons U is hier. En beroep ons nou op U Heilige Gees, om ons te bemoedig, om ons te versterk, en om ons by te staan, deur die wonderbare krag van Jesus Christus se opstanding. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van Jesus Christus wat die dood oorwin het, van God die Vader wat die lewe geskep het, en van die Heilige Gees wat ons tot God en tot mekaar bind. Amen. Ons wil dan dit saam bid as 'n gemeenskap van geloof, en julle sal sien die gesin het 'n belydenis van geloof, 'n ongelooflike mooi lied gekies, die woorde van genade onbeskryflik groot, gaan ons dan nou saam sing as 'n gemeente, en ons gaan sommer net so bly sit, wanneer ons hierdie woorde saam sit,
omdat dit ons gebed is tot die Here. So kom ons sit net so by mekaar en dan sing ons die woorde van genade onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, hier die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspil. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dood. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar spies ek het weer thuis. U sien my verlore mens, weer die Vaderhuis. U sien my verlore mens, weer die Vaderhuis. As ons dan by mekaar is vandag, dan sluit ons aan by die legio gelowiges wat sedert die begin van die tyd en veral sedert die sondeval gesoek het na die teenwoordigheid van God. En as ons dan hierdie gebed bid vandag as 'n belydenis, dan beroep ons ons op die genade van God. Nie net wat ons red van die dood nie, maar wat vir ons die lewe gee. In die eerste plek, as ons as gelowiges by mekaar kom op dae soos hierdie, dan is dit 'n dag van herinnering. Op die voorblad van die blaadjies sien jy, daar is 'n foto van Karin soos ons haar geken het in die laaste tyd. En dan is daar hierdie twee datums, die 25ste van die 10de maand 1958, toe sy vir die eerste keer die lig gesien het en suurstof in haar longe ervaar het. En dan die 14de van die 3de 2025, toe sy ook in die hiernamaals in die teenwoordigheid van God inbeweeg het. Maar die datums wat nie daar staan nie, is eintlik die datums wat ons in herinnering wil roep. Daai streepie tussen die twee datums verteenwoordig die lewe wat iemand gehad het. En wanneer ons op dae soos hierdie by mekaar kom, dan kan 'n mens dalk vinnig die fout maak om te sê ons is hier omdat iemand gesterf het. Maar dit is tog nie waar nie. As baie mense wat sterf, as baie mense wat elke dag sterf en ons gaan nie na hulle almal se dienste toe nie. Ons is hier vandag juis omdat Karin geleef het en omdat haar lewe 'n impak in ons lewe gemaak het. En daarom is getuienis en herinnering vreeslik belangrik.
En wil ek hier regtig aanmoedig, jy het so 'n blaadjie ontvang, 'n dubbelblad, waarin die mense wat vir Karin lief was, so 'n bietjie boodskappe ook aan haar gestuur het. Ek het 2 datums daarin raak gelees, 1977, lyk dit vir my wat haar skoonsister haar die eerste keer ontmoet het. En dis eintlik soveel amper sê ek duisende, maar soveel jare gelede, om te dink dat daar reeds toe al verhoudings gesmee is. En dan sien mense in 2003 wat sy 'n kollega ontmoet het. En ek dink as ons daar agter in die hoek kon begin, en ons het deurgewerk tot hiervoor, by Caesar hulle, dan sou elkeen van ons 'n storie gehad het oor Karin. Het sy in die kerk, of in die gemeenskap, by die boeremark, miskien saam met haar kinders op skool, maar jy is hier vandag met 'n rede. Jy is hier omdat jy haar lewe wil erken. En daarom wil ek jou aanmoedig, net vir 'n oomblik, word stil in jou eie gedagtes met stil gebed. Antwoord een vraag. Wat is dit van Karin se lewe wat jy in jou hart saam met jou vir die res van jou lewe wil saamdra? Is dit 'n herinnering? Is dit miskien 'n impak of 'n nalatenskap, iets wat sy vir jou in jou gees en in jou gemoed ingespreek het? Of is dit dalk maar net 'n oomblik van liefde? En terwyl julle so met hierdie gedagtes sit, gaan ons dan begin as 'n gemeenskap van geloof, en ons gaan saam in hierdie herinneringsfase inbeweeg, wanneer daar kinders dan ook hulle hulde bring. Maar voordat hulle dit doen, het hulle gevra dat daar so 'n kort video vertoon sal word. So kom ons beweeg saam in hierdie ruimte in. Ons word vir 'n oomblik stil. Onthou Karin, vir wie sy vir jou was, en dan gaan ons ook hoor wie sy in die gemeenskap en vir haar gesin was. Kom ons beweeg saam in gebed. I wish that heaven had visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door, but I will open up my heart, and everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been away. Ook 'n geleentheid vir Ronel om 'n huldeblyk aan haar ma te lewer. Liewe mamma, ons rots van die familie, altyd 'n glimlag op jou gesig, positief uitkyk op die lewe en plek in mamma se hart vir nog een. Mamma se liefde vir ons gesin en ander was so groot en sonder enige moeite. Altyd 'n gewillige oor om te luister en te help waar ma kan, met oop arms en 'n groot glimlag op ma se gesig, was niks ooit te veel vir ma nie. Ek kon onthou van kinderdae was daar altyd gewoeker in die kombuis om vir my en Boeta altyd te kon sorg en seker te maak ons kon op al die skoolbyeenkomste en toere gaan. Ek ruik nog steeds daai koeksusterolie en suikermengsel met meel wat alles kom wit strooi het in die kombuis. En durf een van ons enige van daai gebak kom steel. Met baie liefde en harde werk het ma gesorg dat ek en Boeta niks kort kom nie. Ook langs die sportvelde. Ma was altyd daar. Ek onthou nog toe ma by een van my netbalwedstryde so saam gehardloop het langs die veld en geskree het. Die oomblik was so groot toe hardloop ma 'n ander tannie vas, kompleet asof ma haar moes tackle. Uit volle borse ondersteuning het ek altyd geweet waar ma langs die sportvelde was. Dieselfde geld vir die rugbywedstryde op die televisie.
Die hele buurt het geweet as ma rugby kyk. Ek sit baie keer by die huis en ja, nes ma kan ek ook nie meer stil sit nie. Kon nog onthou hoe ek en Boeta een aand saam ma wou fliek kyk en ma net vir 5 minute op 'n slag kon stil sit. Kon dit nooit verstaan nie, maar nou staan ek hier in ma se skoene as 'n moeder myself en besef nou, dit was om alles reg te kry vir die volgende dag vir ma se gesin. Seker te maak klere is reg, kospakkies is gepak, wasgoed is gedoen en kombuis is skoon. Ma het ook altyd gesorg vir ons as gesin om iets saam aan te pak en tot my en Boeta se frustrasies was een van ma se wonderlike idees om groentemark toe te gaan. En dan moes ons almal saam die hele maand se groente verwerk. As kind het ons nie gedink dit is snaaks nie. Maar vandag besef ek, dit was ma se manier om ons bymekaar te kry en daai tydjie saam ons te spandeer. Tot vandag toe nog kan ek nie na boeremusiek luister sonder om te begin lag met die klomp olievuurs bymekaar om die braaivuur, waar die manne gitaar speel en die vrouens uit volle bors sing. En o genade, kon julle klomp klets, geen mens kon weet hoe julle almal mekaar se stories kon volg nie, maar in oorgawe kon julle kuier en saam lag. Vandag staan ek hier, en as ons so terugkyk, weet ek ma het ten volle geleef met soveel oorgawe en liefde, en weet ma is gelukkig by ons Vader. Dankie vir die ma wat ma vir ons was. Baie dankie, Ronel, vir die, ek dink, kosbare wyse waarop jy jou ma se lewe opgesom het. Die karaktereienskappe wat jy beskryf is karaktereienskappe wat ek dink elkeen van ons hier in haar lewe gesien het, op verskillende plekke. En daarom dink ek jou stem het ons voorgegaan as 'n leidende stem en sê ons baie dankie daarvoor. Daarom op dae soos hierdie moet ons bietjie teen ons kultuur ingaan. Ons leef in 'n tyd waar alles vinniger en ek wil amper sê meer roemryk moet plaasvind. En tog op dae soos die dan kom 'n mens agter die groot momente dwing 'n mens tot stilte. Jy kan nie by een venstertjie stop en die herinneringe van jou ma oproep en dan by die volgende venstertjie stop en vertroos word en teen die tyd wat ons hier wegry almal weer 100% reg wees nie. Die dood bly met ons. Die dood en die verlies van 'n geliefde raak ons lewens. En natuurlik moet dit, want ons is aan die verkeerde kant van 'n dowwe spieël. Ek weet vir 'n feit, as ek by magte was om miskien vandag op die skerm die hiernamaals vir julle tentoon te stel, en mens vir Karin en vir Bakkies in die teenwoordigheid van God kon sien, en as ons die geliefdes wat ons aan die dood afgestaan het, in die teenwoordigheid van God kon beleef, dan sou elkeen van ons hier nie gehuil het nie. Ons sou hulle dit gegeen het. En alhoewel ons hier by mekaar is, en ons weet dis ons belydenis, vra ons onsself die vraag, hoekom voel ons en ervaar ons dan nog steeds die verlies? En dis wat vir my so mooi is van Jesus Christus, is hy gee vir ons die toestemming om te rou. Wanneer hy dan by Lazarus se graf kom, waar hy weet, hy hom nou gaan opwek uit die dood, dan vat hy eers genoeg tyd, om saam met die gemeenskap van geloof te rou. En daarom moet ons vandag stil word. En kan ons nie net van die een stasie na die volgende een toe jaag nie, en moet ons die verlies erken. En wil ek jou nou vra om vir 'n paar oomblikke, wanneer jy nou saam na 'n skyfie vertoning gaan kyk, wat Karin se lewe in herinnering roep. Jy gaan haar sien toe sy jonk was, en as sy en Bakkies verlief was, oomblikke met nuwe babatjies, nuwe werksgeleenthede, neem haar hele lewe in oënskou. En erken die verlies. En erken die emosie wat jy ervaar. As jy miskien soos die susters van Lazarus, Martha, Maria, een wil wegkruip, een wil die Here tromp oploop, bring jou emosies nou na God toe. Ek wil jou vra, wees baie eerlik oor wat jy nou ervaar. Wat doen die verlies van hierdie geliefde aan jou gees en aan jou hart? Kom ons sit net so, dan roep ons haar lewe in herinnering, maar dan maak ons ook erns met die dood en erken dat dit eintlik nog altyd by ons kom steel het. Kom ons word saam met mekaar stil in gebed.
Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Heilige Gees, Jesus Christus, Drie-enige God, ons is by U. En soos Martha en Maria het ons vandag ook baie hoekoms. Wat is die mens, Here? Wat is die waarde van 'n lewe? Hoekom is dit so dat ons gebore word en in sonde ontvang en ons lewens uitleef, blootgestel moet word aan soveel dinge? Die uitdagings en beproewing van die tyd, van ons liggaam en ons gesondheid, en dan die vreugde van liefde. Die aangrypende grootheid van geboortes, die blydskap van samesyn. Here, wanneer ons op dae soos hierdie by mekaar kom, is ons saam hier in hoekom geloof. En kom ons met ons vra, met ons soek, en met ons wonder net na U toe. En weet ons, Here, dat U ons nie net hier sal ontmoet nie, maar dat U ons hier sal vul met U Heilige Gees. Amen. Dit was dan die gesin se wens dat ons ook vandag saam met mekaar die baie bekende woorde van Psalm 23 sal lees. En ek weet, soos ek dit begin lees, sal jy eintlik in jou hart en in jou gedagtes, ek glo in jou gees, hierdie woorde vooruitgaan. Hierdie woorde, dink ek, is geskryf op elke wese op aarde se siel. En kan ons dit dan ook met mekaar deel vandag. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde en hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek dan deur donker dieptes, dan sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in die lente van dae. Ek raak al hoe meer bewus dat hoekom geloof dalk die enigste geloof is. Ek dink sodra 'n mens op 'n punt of op 'n plek kom waar jy alles van God en alles van die lewe en alles van die dood verstaan, is jy dalk op 'n baie gevaarlike plek. Want hierdie dinge is veronderstel om vir ons te groot te wees. Wanneer 'n mens so kyk na hierdie ongelooflike lewensverhaal van hierdie formidabele vrou, en ek dink dis seker die beste beskrywing wat ons kan kies vir haar, dan vra mense ook hoekom. Jy weet, 'n hele klompie hoekoms. Jy weet, hoekom word party mense met so groot karakter gebore, dat waar sy is, jy dit weet. Terwyl ander van ons in die hoekies kan stil wees en wegraak, hoekom is dit so dat party mense so 'n indruk laat by ander? Hoekom is dit so dat party mense so hard kan werk, terwyl soveel van ons so gemaklik lui kan wees? Hoekom is dit so dat party mense die genade van 'n huweliksmaat wat vir hulle omgee, wat hulle koester en wat in hulle lewensdeel kan vind, terwyl so baie van ons eintlik in ons lewens so baie kere alleen voel? Hoekom is dit so dat party mense die vermoë het om te lag, altyd te lag, selfs in 'n rolstoel? Hoekom is dit dan so dat sulke lewens ook tydelik is, 'n bepaalde beginpunt het en 'n bepaalde einde het? Hoekom? Wat vir my baie troos gee, is dat die dood 'n hoekom ding is. As 'n mens kyk na die leer en die lewe van Jesus Christus, dan is dit nogal opvallend om te sien dat Jesus altyd die antwoorde het. Hy kan in die woestyn die duiwel teensit met volmaakte antwoorde. Hy kan sy disippels leer en lei met insig, goddelike insig. Hy kan sy weg van lyding en smart dra sonder om te kla. Maar in Jesus se lewe is dalk een hoekom. En dit is wanneer hy deur die dood gekonfronteer word. Wanneer hy op die kruis van Golgotha hang, dan vra hy ook hoekom. Hoekom het U my verlaat? En daarom wil ek regtig vandag jou aanmoedig om nie geïntimideer te wees of om nie oorweldig te word deur die hoekoms nie.
Want ek dink dis wanneer ons die moeilike hoekoms vra, wat ons die goddelike aangrypende antwoorde kan vind. Maklike antwoorde is daar baie. Sien, een van die maklike antwoorde wat die kerk van die eeue gehad het, veral in die Ou Testament, was dat die dood eintlik deel was van God se plan. En as jy in Israel se kultuurgeskiedenis ingeleef het, dan het hulle maklike antwoorde gehad op daar soos die. Dan het hulle soos vir Jona en soos vir Job gesê dat lyding 'n godgegewe realiteit is. En dat die dood eintlik maar net die kroon is van die lyding. En dat al hierdie dinge net eintlik maar gesetel is in die hoekom van die mens se swakheid. As ons die Ou Testament lees, dan sien ons dat gelowiges op daar soos die nie te veel vra hoekom nie, maar hulle weet. Wanneer die kerk deur die eeue heen gekonfronteer word met die dood, dan kom hulle en dan sê hulle vir die mense, jong, hierdie dinge is hier omdat ons nie goed genoeg is nie. Hierdie dinge is hier omdat ons geoordeel word. Hierdie dinge is hier omdat die karakter van ons God wraakgierig, jaloers en regterlik is. Snaaks hoe daardie realiteit vir mense hopeloos gelaat het. En sien jy dan eintlik in Israel dat die volk gereeld oorweldig word en dat die volk gereeld God verlate voel en dat die volk op daar soos die baie moeilik troos. En dis hoekom ek bly is vir Jesus se hoekom, want Jesus se hoekom stryk nie met daai realiteit nie. As God wraakgierig is, as God 'n kwaai regter is, as God net wil oordeel, dan maak Jesus nie sin nie. En daarom, op daar soos die, moet ons die hoekoms vra. Maar ons moet nie net vra hoekom Karin nie, en ons moet nie net vra hoekom haar lewe nie, en ons moet nie net vra hoekom haar dood nie, ons moet die groter vraag vra, ons moet vra hoekom en hoe is God? En dan is die antwoord kinderlik eenvoudig, maar goddelik onverstaanbaar. Want sien, die antwoord is eenvoudig, ons is nie net swakkelinge nie. Jesus kom en leer ons is sy kinders. Ons is objekte van God se liefde. Jesus kom en leer ons dat God nie wraakgierig en wreed is nie, maar dat hy juis barmhartig, goed en genadig is. Inteendeel, in die leer en lewe van Jesus Christus sien ons dan dat God nie 'n regter is nie, maar eerder 'n Vader. Nou gaan u vir my onmiddellik vra, maar wat het al hierdie dinge dan met Psalm 23 te doen? En dan gaan my antwoord eenvoudig wees, dieselfde as wat dit met Psalm 121 te doen het. Dis vir my nie vreemd of snaaks dat daar 'n paar tekste in die Ou Testament is wat echo in die kerk van die eeue nie. Ek wil jou eintlik aanmoedig en uitnooi. Dink 'n bietjie aan die tekste uit die Ou Testament wat jy kan onthou. Miskien kon ons hierdie speletjie vandag speel en vra, wat van die Ou Testament weet jy? En ek kan jou amper waarborg, 99% van die wêreld se eerste Ou Testamentiese teks wat hulle sal sê is, ek weet van Psalm 23, die Here is my herder. Ek weet van Psalm 121, selfs al kyk ek op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here. Miskien sal party sê, maar wat nog van daai mooi tekste wat sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En baie mense sal sê, maar miskien is dit maar net die leiheid van die mens. Jy weet, ons kies hierdie tekste, want dit is so mooi, en dit het so impak op ons harte, maar my antwoord is eenvoudig. Ek dink die rede hoekom hierdie tekste so echo in die hart van die wêreld, is omdat hierdie tekste deur God geïnspireer is. Ek is oortuig daarvan, dat die Heilige Gees in ons skree, uitroep, en resoneer, wanneer hierdie woorde gelees word, omdat hierdie woorde waar is. Ek moet jou vandag daaraan herinner, dat Psalm 23 eintlik glad nie stryk met die teologie van die Ou Testament nie. Want die res van die Ou Testament leer vir ons dat God die volk net sal red, as hulle vir hom 'n volk is. Die res van die Ou Testament leer vir ons, dat die Here 'n regter is, 'n wraakgierige regter is, wat wil oordeel. En tog in die midde van al hierdie teologie, is daar hierdie teks. En wanneer hierdie skrywer dink oor God, die hoekom en die hoe van God, dan is God nie 'n koning, 'n regerder of 'n regter nie, maar wanneer hy sy antwoord gee, dan is God my herder. Die Here is my herder. En dan hierdie aangrypende ding.
Ek gaan struikel, ek gaan strompel, ek gaan in die dal van die doodskade weer inneek. Dis die gegewe van my toestand. Maar selfs al is ek daar, sal hierdie herder my kom vind. Op dae soos hierdie moet ons baie eerlik wees oor die lewe. En moet ons genoeg tyd vat om te praat oor Karin. Maar moet ons ook praat oor God. En moet ek, en is dit my enigste werk vandag, julle daaraan herinner dat God liefde is. Dat die Here nie net hierdie vrou nie, maar ook vir my en vir jou gemaak het as objekte van sy liefde. En moet ek jou weer eens daarvan verseker dat daardie verhouding nie van ons kant af kan kom nie. Nie jy nie, nie ek nie, en nie Karin kon ons heil en ons versoening met God self bewerk nie. Nie een mens op hierdie aarde kon heilig genoeg leef om God se genade te verdien nie. En daarom moet God dit gee. Die herder moet ons kom soek en kom haal in die dal van die doodskade weer. En weet julle, dan is dit so mooi so dat die kinders dit eintlik vra. Dan is dit nie 'n dag van rou nie, dan is dit 'n dag van genade. Want wanneer ons dan hier by mekaar kom, dan hoef ons nie God se oordeel te vrees nie. Wanneer ons hier by mekaar kom, dan hoef ons nie Karin se dade te oorweeg en te weeg en te vra of het sy goed genoeg of meer as genoeg gedoen om gered te word nie. Maar dan kan ons net hier by mekaar kom en mekaar herinner aan die karakter van God. Waar God dan sê, ek sal jou laat aansit by 'n feesmaal. Dan kom Jesus Christus en hy gee dit nie net vir sy disippels nie, hy gee dit ook vir die sondaar aan sy sy op die kruis. En sê vandag nog, sal jy gered wees. Ek het die maklikste werk in die wêreld. Want ek moet dit vandag op so 'n manier sê dat daai klein seentjie daar agter dit verstaan. God is goed. God het ons lief. Ons sonde lei tot die dood. Maar God kom soek ons, vind ons en red ons in die dood. En dan sal sy enigste vraag aan my wees, hoe? En dan ego die kerk deur die eeue heen, net geloof. En moet ons vandag dan eintlik net een vraag vra? Het ons geloof in hierdie vrou se lewe gesien? En dan kan ek maar vir julle sê, en die van julle wat hulle ken sal met my saamstem, dat as sy hierdie twee moes grootmaak, dan is geloof baie male al wat sy gehad het. Maar dankie tog, ek hoef nie vir julle te kyk om dit te weet nie. Maar het ek hier gestaan en gesien hoe sy in haar rolstoel sit en dit sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Weet ek dat sy dit daar by Skuilkrans baie male kon opstaan en sê. En dan weet ek dat daardie belydenis eindig met 3 ongelooflike artikels. Artikels wat sy self genoem het, dat sy geglo het in die vergifnis van sonde. Dat sy geglo het in die opstanding van die vlees en dat sy geglo het in die ewige lewe. Miskien sou sy dit anders wou sê. Dalk sou sy wou sê, sy goedheid en sy liefde het my lewe lank by my gebly en ek is tuis in die huis van die Here. Ons wens ons kon dit sien. Soos Paulus verlang ons daarna om dit self te ervaar. Of ons lewe en of ons sterwe, ons lewe is tot eer van U, Here. En aan hierdie kant van die dowwe spieël sien ons en ervaar ons en is ons so baie male self nog die simptome van die sonde. Woede, vernyn, jaloesie, haat, siekte en die dood is oral om ons. En daarom verlang ons om te weet waar Karin is. Wil ons ook vry gekoop in die ewigheid inbeweeg, maar weet ons, Here, hier rondom ons is nog so baie mense wat nie hierdie belydenis hulle eie gemaak het nie. En is dit ook ons taak? Ons kom dank U vandag, Here, in besonder vir die manier hoe Karin die kerk in hierdie gemeenskap gedien het.
Dat sy nie net 'n lidmaat was nie, maar dat sy 'n amptenaar was. En dat sy deel gehad het aan die bekering en die verspreiding van u woord. Ons kom dankie Here dat ons weet haar geloof haar nie beskaam het in haar oomblik van nood nie, en dat sy vrygekoop is van alles wat haar hier gehou het. Ons kom bid nou dat haar herinnering in ons harte ingeprent sal wees, en dat haar geloof ons sal inspireer om met hoop hierdie pad verder te stap. Ons kom dankie vir haar lewe, ons kom eer u vir haar redding, ons kom vra u om hierdie pad dan verder met ons te gaan. Amen. Nou, een van Rien se vreeslike groot vreugdes was natuurlik die Griekwa psalms. En sou dit nie geskik gewees het as ons nie vandag op so 'n manier daarby gedeel het nie. En ons gaan nie hierdie lied saam sing nie, maar ons gaan na hierdie lied luister, en dit is 'n Griekwa psalm, dit is 'n verwerking van die Onse Vader. En wil ek jou dan nou aanmoedig, ons het vandag reeds 2 dinge gedoen. Ons het in die eerste plek Karin se lewe in herinnering geroep, ons het in die tweede plek mekaar uit die woord van God bemoedig, maar nou moet ons groet, en moet ons ook haar oorgee aan God se genade, en saam met mekaar die pad verder stap. So ek wil jou vra, moenie net hierdie liedjie nou luister nie, sien dit as 'n gebed, waar jy vir die Here vra om nou, deur sy Heilige Gees, in die volgende paar minute vir jou genoeg krag te gee, om afskeid te neem, en om dan saam met familie en vriende die pad verder te stap. Kom ons sit so in gebed, en wees by mekaar in hierdie oomblik. Onze Vader, wat in die hemelen zit, ons wil vandag net vir u kom bid. Laat u se naam by ons geheilig raak. U se kapteinskap, u kom staan in se maak. Laat u se wil hieronder by ons, onder by ons op die grond. Ook gebeure soos Abu, tussen die sterretjies rond. En gee ons vandag ons 'n koppietjie meel. Vergeef ons 'n geskerp en ons 'n gesteel. Want soos ons nou uit die se woord uit weet, ons moet die naaste se sondes ook vergeet. Laat ons rugte gee vir die versoekings en verlos ons van die duiwel se dinge. Laat ons rugte gee vir die versoekings en verlos ons van die duiwel se dinge. Onze Vader, wat in die hemelen zit, ons wil vandag net vir u kom bid. Laat u se naam by ons geheilig raak. U het al die krag en u het die grootlikheid. Van hier af, tot in die ewiglikheid. Amen, 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 amen,
Die laaste beweging in so 'n erediens is vir ons as 'n gemeenskap van geloof eintlik dan ook een van die belangrikstes. Want hier neem ons dan afskeid van 'n geliefde en stap ons met mekaar in liefde hierdie pad verder voort. En dit is vir my altyd belangrik om die liturgie dalk net so bietjie toe te lig, dat 'n mens verstaan hoekom ons dit so doen. Die eerste ding wat ons nou gaan doen, is ons gaan saam met mekaar die begrafnisformulier lees, en u gaan sien, dis direkte aanhalings uit die Bybel, van hoe die kerk deur die eeue heen die dood tegemoet gegaan het. En wanneer ons dan dit gelees het, dan erken ons dat Karin se lewe hier op aarde nou verby is, en dat sy op grond van haar geloof in die teenwoordigheid van God dan ook herleef. En wanneer ons dan dit vier, dan gaan ek u uitnooi om op te staan en saam met my die geloof te bely. En daai belydenis van geloof sê ons gewoonlik dan wanneer 'n kus ter aarde gelê word. En dit is omdat dit die oomblik is wanneer ons as gelowiges hier op aarde die naaste aan die oorgang tussen lewe en dood beweeg. En herinner ek jou dan aan daai laaste 3 artikels. Ons glo in die versoening met God. Ons glo in 'n ewige lewe en ons glo in die vergifnis van sonde. Jy is welkom om saam met my op te staan en dit te sê as jy dit glo, en dan gaan ons so bly staan. Ons gaan nie vandag na 'n graf toe nie, en Karin se liggaam is ook nie hier nie, so ons skep hierdie oomblik waar jy kan afskeid neem. Wanneer ons dan klaar ons geloof bely het, dan ontvang jy die trinitariese seën, want dit is vir ons genoeg. En as jy dit ontvang het, dan gaan ons so bly staan in eer en in erkentenis, en terwyl ons bly staan, gaan die naaste familie en vriende eerste vorentoe kom, en hulle gaan net kom groet hier. In jou geestesoog kan jy miskien sien hoe 'n kus in die grond wegsak, of miskien hoe die kus waar wegbeweeg, maar gebruik hierdie oomblik om te groet. Regtig in jou hart dit 'n realiteit te maak, dat Karin se lewe op aarde nou eers verby is. En as jy daar wil sê, ek het jou lief, of dankie, neem daardie tyd om te groet. En dan gaan ons so spontaan, ek gaan vra dat ons in die linkergangetjie afbeweeg, dan gaan spontaan hier in die regtergangetjie uitbeweeg. Hulle gaan tussen ons deurbeweeg, en dan gaan almal 'n geleentheid kry om dit te doen. En wanneer ons dan so deels almal afskeid neem, dan ontvang ons mekaar in die saal. En dis eintlik dan simbolies, hoe ons in mekaar se teenwoordigheid inbeweeg. Daar het 'n bekende filosoof eens gesê, 'n mens lewe eintlik 2 keer op aarde. Jy lewe die eerste keer wanneer jy gebore word, en jou lewe dan tot op jou sterfbed uitspeel. Dis 'n regte, egte lewe, waar mense jou kan sien en aan jou kan vat. Maar dan daardie oomblik is dit dan eintlik 'n tweede geboorte, wanneer die mense wat vir jou lief is, oor jou praat. Dan word jou herinnering gebore. En op dae soos die, moet ons vir mekaar toestemming gee, om oor Karin te praat, om oor haar te huil, om oor haar te lag, en seker te maak dat haar herinnering hier op aarde lank sal voortleef. Dit is nou julle taak en julle werk. Vriende van Christus, vriendinne van God. Catherine van Bakstroom, soos julle al geken het, Karin, is deur die dood van ons al weggeneem. En die Here Jesus Christus het vir ons gesê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Hoor mooi, wie in my glo, sal lewe, al het sy dan ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus dan die dood oorwin, en kan elke gelowige op aarde uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons hoop is in die opstanding van Jesus Christus. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, dit bring hartseer en pyn. En tog gee die Here self vir ons sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons pyn en smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof ons dat hy die pad met ons verder sal stap. Die dood roep ons elkeen om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie vir onsself nie, maar vir hom sal lewe. En daarom sê ons, soos wat Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan God. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Dit is wat Karin geglo het. As dit is wat jy glo, dan wil ek jou nou uitnooi om saam met my op te staan en jou geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en ook die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sonde, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Vir julle wat dit dan nou glo, moenie toelaat dat die dood jou oorweldig nie. Die dood is oorwin. Dit is 'n verlies wat ons met ons saamdra, ons treur in die hoop wat Jesus Christus vir ons gegee het. Mag jy, wanneer jy nou 'n geliefde groet, weet dat die genade van ons Here Jesus Christus ons vrygekoop het van alle sonde en ook die dood. Dat die liefde van God ons Vader ons verwek het en lewenslank sal onderhou en dat die gemeenskap van sy Heilige Gees ons tot God, tot mekaar en tot ons geliefdes bly bind. En dan sê ons almal saam, Amen. U kan net so bly staan in erkentenis en in eer, en dan gee ons die naaste familie 'n geleentheid om in die linkergangetjie af te kom en afskeid te neem. Kan gerus kom afskeid neem.
Heel mooi. Fantastisch gespeeld. Geef ze weer een ronde applaus voor goed.